Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxodeo Tuinroete. Vriende, baie welkom by Doxodeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ek is Gerard en dis my voorreg om vandag saam met jou te kuier, terwyl ons aangaan met ons reeks wanneer liefde werk ook in ons finansies. Voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so verseker kan wees van U liefde. En dankie dat ons lewens kan wyd oopstel, dat U liefde elke area van ons lewens kan vul, kan herdefinieer, nuwe waardes, nuwe lewe kan bring. Dankie dat U dit alles doen deur U Gees wat in ons woon. En in die naam van Jesus kom bid ons nou vir mekaar. Ons kom bid dat U woord sal kom bevestig in ons lewens en dat U deur U Gees ons sal vul sodat ons hierdie woord kan lewe tot eer van die naam van Jesus. Amen. Vriende, vandag is natuurlik ook 'n baie spesiale dag, Vadersdag, nie Paasnaweekie. Dis 'n simpel grappie. Vadersdag en van my kant af geseënde Vadersdag aan al ons paas. Dankie vir die rol wat jy speel in jou gesin, in ons as 'n gemeente, in ons gemeenskappe. Seën vir jou. En die tema van hierdie kwartaal, wanneer liefde werk, dis ons gebed vir jou, dat jy in jou eie persoonlike lewe sal weet, God het jou lief, en God se liefde werk ook deur jou na ander mense toe. Dis ons die kwartaal begin het, by 'n oortuiging, 'n sekerheid. As dit kom by liefde, wil God hê ons moet sekerheid hê dat hy ons liefhet. Onthou jy Romeine 5, stel dit so treffend. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddeloses gesterf. Regte tyd, timing, né? Timing is alles. God se tydsberekening was perfek. Wat bedoel hy daarmee? 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys sekerheid. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Die sekerheid wat God wil hê ons in ons moet ronddra oor sy liefde vir ons, is 'n sekerheid wat gebou is op die feit, op God se tydsberekening. Niemand van ons was in die posisie wat ons sy liefde verdien het nie. Ons was sondaars. Die hoofstuk verder sê, toe ons nog sy vyande was, het hy ons met hom versoen. Ons het 'n lewe gelewe wat vyandig was teenoor God. En in daai toestand het God ons so lief, dat Christus sy lewe vir ons gee. Maar die tema van hierdie kwartaal het vir ons uitgelig dat wanneer liefde werk, is dit nie net God wat sy liefde aan ons bevestig. Romeine 5 doen dit en ons het nou uit die Korintiërsbriewe uitgekuier en dit oor en oor gesien. God se liefde is nie net 'n liefde wat hy vir ons het nie, maar dis nou 'n liefde wat van ons vennote maak, medewerkers. Wanneer sy liefde werk, werk ons saam met hom. Romeine 5 vers 5 sê dit, God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Hoekom? Sodat ons saam met hom kan werk. 2 Korintiërs 13:13, die seëngebed, die genade van die Here Jesus Christus, dis hoe ons die liefde van God ken, het nou 'n gemeenskap van die Heilige Gees geword, 'n koinonia, 'n partnership. Dis ons seëngebed vir elke pa.
mag jy die vennootskap ken, dat God jou persoonlik lief het, en dat hy jou persoonlik nou 'n medewerker gemaak het van sy liefde. Wanneer liefde werk, is nou 'n vennootskap, 'n samewerking met die Heilige Gees. En in hierdie kwartaal het ons nou prakties gekyk, hoe lyk dit in verhoudinge, en hierdie paar weke waarmee ons nou vandag klaarmaak, hoe lyk dit in ons finansies. So al ons paas, seën vir jou. Wanneer liefde werk, mag dit die seën van God in en deur jou lewe wees. Maar vir elkeen van ons, dis die vennootskap waarin ons staan. Dis waarmee God ons kom seën het, toe ons dit nie verdien het nie. Toe ons nog sondaars was. 'n Vennootskap van sy liefde, wat ook in ons finansies werk. En hoe lyk dit? As jy nou die eerste 3 weke van die reeks gemis het, asseblief gaan luister dit, sodat jy die geheel prentjie kry. Want waaroor die reeks nie gaan nie, is dis nie 'n klomp leiers wat nou geld uit gemeentelede uit probeer kry nie. Ek het so 'n snaakse storie die week gehoor van die 2 mans wat uitspoel op 'n eiland. En die een ou gaan swem 'n bietjie en dan lê hy op die strand en dan swem hy weer 'n bietjie en dan lê hy, en die ander ou spartel verwoed rond. Hy bou vuur dat iemand hulle net kan sien. Hy pak met boomstompe SOS daar op die strand, en later kan hy die ander ou se rustigheid nie meer vat nie, en hy stap na hom toe sê vir hom, luister, is jy nie bang, niemand kry ons nie, is jy nie bang nie, sê nou ons bly vir die res van ons lewens hier op die eiland, dit sal verskriklik wees, en hy gaan aan en ander ou sê, raak rustig, hulle gaan ons kry, en die ou vra van, hoe weet jy dit? Hy sê, man, ek verdien 100,000 rand 'n week, en ek gee 10de, my pastoor sal my kry. Nou dit is presies nie waaroor ons in hierdie reeks gesels het. Ons het gekuier uit die 2 hoofstukke uit 2 Korintiërs uit hoofstuk 8 en 9 wat Paulus 2 hoofstukke spandeer om te praat oor ons finansies. Ek gebruik nogal nie een keer die woordjie geld nie. En ek wil jou uitnooi, as jy nou nie die reeks tot hier gevolg het nie, gaan luister daai boodskappe sodat jy die hele prentjie kan kry. Maar vandag, om die reeks mee af te sluit oor wanneer liefde werk in ons finansies, wil ek weer saam met jou kyk na die laaste gedeelte wat Paulus skryf. Hoe land hy hierdie 2 hoofstukke oor finansies in 2 Korintiërs? En ek gaan uit die Engels uitlees. Eerstens, want ons het nou al 'n paar keer van hierdie verse gelees in Afrikaans. Miskien as jy hom nou uit die Engels uit hoor jy hom 'n bietjie anders. En partykeer raak ons mos gewoond aan woorde en dan hoor ons nie meer regtig wat die woorde wil sê nie. So miskien help dit ons om net so bietjie dit anders te hoor. Maar die ander rede is ook, ek het 'n fout gemaak. Ek het 'n fout gemaak aan die begin van die reeks. En dis hoekom ek hom nou uit die Engels uit wil lees, want die Engels help ons om net te sien wat eintlik daar staan. So kom ons lees saam 2 Korintiërs 9 van vers 6 af. This is what I mean. Someone who sows sparingly will reap sparingly as well. Someone who sows generously will reap generously. Everyone should do as they have determined in their heart, not in a gloomy spirit or simply because they have to, since God loves a cheerful giver. And God is well able to lavish all His grace upon you, so that in every matter and in every way you will have enough of everything and may be lavish in all your own good works. Just as the Bible says, they spread their favors wide, they gave to the poor, their righteousness endures forever. The one who supplies seed to be sown and bread to eat will supply and increase your seed and multiply the yield of your righteousness. You will be enriched in every way, in all single-hearted goodness, which is working through us to produce
thanksgiving to God. Wat 'n wonderlike skrifgedeelte. En net so vinnig die fout wat ek gemaak het, toe ek het nou in Afrikaans gelees het, daar staan, dit wat Paulus aanhaal uit Psalm 112 het, hy het wyd uitgestrooi, hy met 'n hoofletter het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly vir ewig. Het ek nou nie na die Psalm gaan kyk nie en ek het gedink die hy, omdat dit 'n hoofletter is, hy praat van God. Maar toe gaan lees ek nou in die Psalm en die Engelse vertaling is reg hier. Die Psalm praat nie van God se vrygewigheid en geregtigheid nie, maar van die mense van God. God se mense, hulle vrygewigheid en hulle geregtigheid wat oorvloedig is. They spread their favors wide. They gave to the poor. Their righteousness endures forever. So dis 'n beskrywing van God se mense en hulle geregtigheid. 'n beskrywing van geregtigheid wat vrygewig en oorvloedig gee. Maar dit is natuurlik die regte fout om te maak, nee, want as dit kom by ons vrygewigheid, dan begin dit by God se vrygewigheid. Ons geregtigheid kom eintlik van God se geregtigheid af. En dis wat ons mos nou in die reeks gesien het, as Paulus praat oor hierdie fondsinsameling en mense wat gee, wanneer liefde werk in vennootskap met die Heilige Gees, hoe lyk dit? Mense wat gee, maar dis God se genade wat aan die werk is. Ons geregtigheid kom van God se geregtigheid af. Ons vrygewigheid kom van God se vrygewigheid af. En dit lyk vir my dis wat Paulus hier doen in die laaste gedeelte van hierdie 2 hoofstukke wat gaan oor finansies. Hy sorg net dat ons die fokus hou op God se vrygewigheid. Dis mos hoe hierdie hele 2 hoofstukke eindig. Thanks be to God for his gift. The gift beyond anything words can describe. God se vrygewigheid is die oorsprong van gee. En dis hoe geregtigheid in die Bybel werk. God maak ons reg met homself, sodat sy regmaak projek nou deur ons in hierdie wêreld verder gevat kan word. En die Wright sê dit net so mooi. God puts us right through the gospel so that we can be part of his putting right project for the world. God is vrygewig en ons leer sy vrygewigheid ken en dan kan ons deelneem aan sy projek van dinge regmaak deur sy oorvloedige vrygewige liefde met ander te deel. Dit is hoe Paulus oor finansies praat wanneer liefde werk. En die fokus is God se genade, sy vrygewigheid. Op Vadersdag, ons Vader se vrygewigheid. Kan ek jou uitnooi, as dit die prentjie is, lees gou saam met my net vinnig weer 'n paar van die versies en dink in die eerste plek nie aan ons vrygewigheid nie, maar aan God se vrygewigheid wat nou deur ons lewe weerspieël word. Hy sê wie karig saai sal karig maai, wie oorvloedig saai sal oorvloedig maai, sal oorvloedig oes. Is dit nie presies hoe God gegee het nie? Oorvloedig. Dink gou so 'n bietjie aan die skepping. God wat oorvloedig skep. Nee? Oorvloedig. Daar's geen skaarsheid in hoe God geskep het nie. Ons ontdek nou nog dinge. Hoeveel miljoene jare vandat God dinge geskep het, ontdek ons nou nog. Hy het oorvloedig geskep. Iemand het in die week so mooi, het ek so mooi ding gehoor wat iemand gesê het, God het vir ons 2 boeke gegee met sy woord in. Die een is die Bybel en die ander een is die Skepper. En vriende, as jy nou net 'n bietjie ernstig is oor jou geloof, dan het jy nou al altyd die boeke 'n bietjie gelees. En altyd die boeke sê, God saai oorvloedig.
gee oorvloed in sy skepping en die Bybel wat vir ons vertel van Christus. God wat niks gespaar het nie. Niks gespaar nie. Ek sal 'n bietjie terughou. God wat sy alles gegee het. En dan die volgende vers sê ons, laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie. Niemand het hom gedwing nie. God het toe hy geskep het al in sy hart, as 'n ou so kan sê, geweet. Hierdie wonderlike skepingsprojek met die mens as die kroon van sy skepping, gaan alles van hom vra. Gaan die grootste offer vra wat hy kan gee, en hy het in sy hart besluit. Niemand het hom gedwing nie. Niemand het sy arm gedraai nie. Want dis wie hy is. Het geskep vanuit wie hy is. En hy het sy beste gegee, niks gespaar nie. Alles gegee. Toe hy mens word en sy lewe, sy alles vir ons gee. Dis die Vader. En hoe sê hulle? Like father, like son? Nee? Eerste moet ons miskien sê, like son, like father. As ons na Jesus kyk, sien ons die Vader. Maar wanneer ons dan nou die Vader sien, nou sien ons sy familie. God het 'n blymoedige gewer lief. Hoekom? Omdat jou gee sy liefde verdien? Nee. Omdat as jy bly is, as jy gee, verdien jy sy liefde? Nee. Want dis hoe hy gegee het. Dis die weerspieëling van hoe God is. Absoluut oorvloedig in sy gee. Absoluut oorvloedig. Ons sien dit al van die skepping af. Dis vir my so mooi, om daaraan te dink. As jy dink aan God wat skep, is hy die gewer. Nie die vatter nie. Hy's nie die nemer nie. Dis die prentjie wat baie mense van God het. Hy's die kosmiese vatter. Hy wil net dinge vat. Nee, die boek van die skepping en die Bybel vertel 'n ander storie van 'n ander God, 'n absolute vrygewige God. En dis hoe ek dink Paulus hier aan die einde van die 2 hoofstukke ons net weer uitnooi, die Korintiërs gemeente uitnooi en oproep om die projek klaar te maak. Nie iemand wat iets van hulle probeer afdwing nie. Jy al ooit 'n sambreel verkeerd om in sy sakkie probeer insit, nee, dis 'n gemors. Dit alles hak en dit buig en dit werkie. Maar as jy hom reg punt eerste insit, dan glip hy so mooi in. As jy mense probeer dwing om iets te doen, gaan dit altyd sukkel. Maar wanneer mense begin sien wie God is, waarvan God ons nou deel maak, dis hoe hierdie 2 hoofstukke in Korintiërs werk. Kry die visie van wie God is en die evangelie waarvan hy ons nou deel maak, om hierdie wêreld te vul met sy absolute oorvloedige, lavish. He lavishes his grace. Daai liefde, daai genade. En in my finansies kan ek deelneem aan hierdie genade van God. Dis hoe hierdie 2 hoofstukke werk en dis hoe die hoofstuk eindig. Ons gee, soos die spreekwoord sê, want die appel val nie ver van die boom af nie. Ons praat mos van die vrug van die Gees. Ons gee want dit is wie ons Vader is en per definisie is dit dan nou wie ons is. Mense wat deelneem aan God se genade in hierdie wêreld. Dis presies die teenoorgestelde as om mense te probeer dwing om iets te doen wat hulle nie wil nie. Maar ek wonder of jy ook opgetel het. God is nie net die een wat ons
vir ons sy liefde gee en dat ons sy liefde kan leer ken nie. En hy is nie net die een wat ons nou deel maak van sy koninkryk wat so is, genade, wat gee nie. God is ook die een wat voorsien dat ons kan gee. Het jy dit gehoor? God is well able to lavish all his grace upon you so that in every matter and in every way you will have enough of everything and may be lavish in all your own good works. Just as the Bible says, they spread their favors wide, they gave to the poor, their righteousness endure forever. The one who supplies seed to be sown and bread to eat will supply and increase your seed and multiply the yield of your righteousness. Daar's so baie waaroor ons hier kan gesels. Maar die punt is baie duidelik. Dis nie net dat ons God sy liefde, die liefde van hierdie vrygewige Vader leer ken vir onsself persoonlik. Dis nie net dat hy ons nou in 'n vennootskap intrek. Dis ook dat hy voorsien vir die vennootskap. Jy hoor, hy gee die saad en die brood. Ons bak natuurlik die brood, maar van wie af kom die vermoë om brood te bak? Van die saad wat God gee, dit kom ook van hom af. Alles kom van hom af. Dit wat ek gee, ook wat my finansies betref, kom eintlik van hom af. Hy het dit voorsien. Ek gee nie vir die Here iets en nou het hy dit nie. Nee, hy gee vir my sodat ek kan gee. Alles wat ons gee, alles wat ons het, kom van hom af. En vriende, as ek dink aan dit, dan gaan my gedagtes altyd na daai storie van Dawid toe. In Kronieke is dit so mooi opgeteken, hier van vroeg in Kronieke af, waar Dawid mos vir die Here 'n huis wou bou, en toe sê God, nee, een van jou seuns sal vir my nou 'n huis bou, die koning wat God beloof het, die laaste koning, die koning wat vir altyd sal heers, die koning wat vir God 'n seun sal wees, en God sal vir hom 'n vader wees, daai koning sal die tempel bou, waar God woon. En Dawid is nie daai koning nie, een van Dawid se seuns, maar Dawid het begin met die fondsinsameling vir daai bouprojek, en hy het geweldige groot offers gebring. Ek bedoel die oorvloed van dit, ons het in 'n vorige reeks hieroor gepraat, hoeveel biljoene dollar dit op neerkom in vandag se terme, wat Dawid gee, en toe hy so oorvloedig gee, toe gee die leiers van die volk oorvloedig, en toe die volk sien hoe hulle leiers gee, toe gee hulle, en toe bid Dawid hierdie gebed, toe hierdie groot offergawe nou gebring word, sodat die tempel gebou kan word, bid Dawid hierdie gebed, geseënd is U, Here. Dis vir my mooi woorde. Ons gee, maar God is die geseënde een. Interessant, dis hy wat ons seën, hy is die geseënde. Geseënd is U, Here, rykdom en eer kom van U. Alles kom van U, en wat ons aan U gee, kom uit U hand. Dis natuurlik 'n heel ander manier van dink as hoe ons wêreld dink, né? Ons wêreld sê, as jy iets het jy dit verdien, jy het dit verkry, en jy hou dit, jy moet dit beskerm, ten alle koste. Dis joune. Ons dink anders. Ek wonder of daai manier van dink nie baie keer lei tot 'n skaarsheid mentaliteit. Ek het hard gewerk hiervoor, dis myne, ek hou vas aan wat, ek klou vas aan wat ek het. Tussentyd klou dit miskien jou vas. Ek klou vas aan wat ek het, want is myne. Ek wonder of daai myne, daai besitlikheid, daai eie ekkigheid, soos daai een oom gesê het, of dit nie baie keer maak dat ons dink daar's net genoeg in die wêreld. En Jesus nooi ons, hy roep ons om heel anderste te begin dink. Heel anderste, die lewe, die wêreld heel anders te sien. God is die skepper, hy is die oorvloedige gewer van alles. En alles wat ek het, selfs my vermoëns om te kon
dinge doen en dinge uitdink, kom van hom af. En as ek gee, is dit eintlik dinge wat ek van hom ontvang het. En vriende, hier is dan waarmee ek hierdie reeks wil afsluit. Wanneer ons dink aan gee, dit is hoe Paulus hier praat, wanneer liefde werk in ons finansies. En ons hoor dat alles wat ons het, kom eintlik van God af. Dan gaan gee en vertrou hand aan hand. Jy sien dit nogal in daai Psalm wat Paulus aanhaal, daai wat ek nou verkeerd gelees het, omdat ek dit nie gaan lees het in die Psalms nie. Jy sien dit, die Psalm gebruik 'n klomp Hebreëse letters, die alfabet, sodat jy kan onthou, jy weet, soos 'n akroniem, A, B, C, D, OK, A staan vir dit, B staan vir dit. So iets is in die Psalm, hy gebruik die letters van die alfabet, so jy dit kan memoriseer, omdat dit belangrik is. Maar hoor hoe praat hy van gee en vertrou. Hoor, hy sê vir 'n slegte tyding is hy, hierdie mense van God, nie bang nie. Sy hart is standvastig in vertroue op die Here. Sy hart is bestendig, hy's nie bang nie. Uiteindelik sien hy neer op sy teenstanders. Hy deel uit, hy gee aan behoeftiges. Sy geregtigheid hou stand vir altyd. Wat 'n beskrywing van God se mense. Hulle is oorvloedig in wat hulle gee. Hulle is nie bang nie. Natuurlik kom maar slegte tydings vir almal. In hierdie wêreld gaan ons verdrukking hê, het Jesus gesê. So slegte tydinge, slegte dinge gebeur, planne werk nie altyd uit nie. Partykeer is daar oor genoeg rede om bang te wees. Kyk maar hoe die wêreld nou is, né? Maar God se mense, selfs in sulke tye, is mense wat uitgeken word aan gee. Waar kom dit vandaan? Want hulle harte is bestendig, seker, daar's 'n vastigheid in hulle binneste. Waar kom daai vastigheid vandaan? Hulle is standvastig in vertroue op die Here. Die bron van die gee is die vertroue op God. Vertroue, soos ons nou ook gesels het, in God se goedheid. Sy vrygewigheid, ons Vader, wat so absoluut vrygewig is. 'n Vertroue in wie God is. Hy sal oorvloedig voorsien, nie net dat ek in my behoeftes genoeg het nie, maar dat ek kan gee. Gee en vertrou gaan hand aan hand. En kan ek net gou dit sê, vriende, hierdie Psalm beskryf God se mense. As ons praat oor geregtigheid, dan praat ons oor ons wat in Jesus glo, is nou in Christus. God se mense. God se geregtigheid. Ons is in Christus hierdie tipe mense. Ons probeer nie om soos daai Psalm te lewe nie. Dis wie ons is in Christus. Dis wat God vir ons kom doen het. Die appel val nou regtig nie ver van die boom af nie, want ons is nou ingeënt in Christus. Ons is in hom sulke tipe mense. Mense wat God vertrou en daarom gee. En kan ek gou jou uitnooi om so te dink aan die vennootskap van die Heilige Gees ook. Die Heilige Gees wil my en jou nou help, want dis wie ons is in Christus. Hierdie nuwe mense. Hierdie mense wat God vertrou en vrygewig lewe. Die Heilige Gees vennootskap wil my en jou nou help om dit in te oefen, want dis wie ons is. En onthou wat ons gesê het in die verhoudingsreeks, dit wat jy inoefen, raak jy goed in. Vertrou God. Leef vrygewig. Leef vrygewig en vertrou die Here. Dis so 'n wonderlike dans tussen gee en vertroue. En ek wil jou uitnooi om die uitnodiging in dit te hoor.
Die uitnodiging is die Heilige Gees wil my en jou help om so te lewe. Dis deel van wat ek hoor wanneer Jesus praat. Dit is baie treffend. Ons het hieroor gepraat, die skat in ons hart. Maar daai hele hoofstuk 6 Matteus, hy begin by liefdadigheid, dan praat hy oor gebed. Dan praat hy oor die skatte van ons harte. En die wonder dat God so sorg vir sy skepping, die voeltjies, kyk hoe mooi trek hy die blomme aan, hoeveel te meer sal hy vir ons sorg. En dan kan nie God en mammon dien nie. Nee, soek eers die koninkryk van God. Die punt van dit is, al hierdie dinge, hier's wie ons is. Ons behoort nie aan mammon nie, net so min soos Jesus. Ons behoort aan 'n ander meester, goeie Vader, wat vir die blomme aantrek. Veldblommetjies wat vandag daar is en môre weg is. Kyk hoe mooi trek hy hulle aan. Jesus nooi ons uit na 'n lewe en die vennootskap van die Gees wil jou nou help om hierdie lewe in te oefen, 'n lewe van vertrou op God, sodat jy soos hy vrygewig kan lewe. Vertroue en gee gaan saam. En van ons het miskien 'n onregverdige voordeel, ek het iets van dit laasweek genoem, maar van ons het in sulke huise groot geword. Onregverdige voordeel in die sin dat ons het dit gesien. Ons het gesien die waarde van vertrou en gee en hoe dit 'n mens se lewe net in 'n heel ander rigting stuur as hoe die wêreld funksioneer. Dit was in ons ouerhuis, in my ouerhuis was dit so. Vertroue en gee. Aan die een kant gee ons omdat ons die Here vertrou. Ons gee en ons sit daardeur ons vertroue in hom. Gee was 'n manier om te sê ons is afhanklik van die Here en ons vertrou. En aan die ander kant gebed waar alles in ons huis. My pa het gebid daaroor. Ek onthou, as ek gedink het ek dop eksamen, dan het hy gebid. En as hy vir my sê, moenie worry nie, jy's deur, dan het ek geweet, ek hoef nie eens te worry nie, ek het geworry, tot die punt te kom, maar ek het geweet. My pa het gebid en hy vertrou God. En in my lewe het ek hierdie soos 'n spoorlyn gesien, vertrou en gee. En hoe dit 'n wonderlike pad is om te loop. My ouers het dit nooit breed gehad. Was nou nie in die hoë inkomste groep nie, of is in die middelklas inkomste groep nie. Maar daar was vir my as kind nooit 'n gevoel van daar's tekort. 'n Lewe van vertrou en 'n lewe van gee maak jou lewe ryk. En dis die uitnodiging en ek dink dis 'n goeie plek om hierdie reeks te land. 'n Lewe waar jy leer, jy kan regtig op hierdie God staat maak. Hoe het Jesus gesê, net in die volgende hoofstuk, as julle wat sleg is, weet om goeie dinge vir julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie die goeie gee wanneer julle hom bid nie. Om die Here te vertrou. Hoe lyk dit in die praktyk? Wel, as ek het, hoe vertrou ek die Here as ek iets het? Ek sê vir hom dankie, ek ontvang dit van hom af. Al het ek hard gewerk, waar kom my vermoëns vandaan? Waar kom die oop deure dat ek werk het vandaan? Alles kom van hom. Alle goeie gawes kom van die Vader en vertroue wanneer ek het, sê dankie en ek gee. Vertroue wanneer ek nie het nie. Vertrou ek die Here, ek bring daai dinge na hom toe. Paulus sê dit, hy sê dit nogal op 'n baie treffende manier. In Filippense 4, ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee.
Hier's die vennootskap van die Gees, die krag van die Heilige Gees in jou, om in alle omstandighede God te vertrou. God te vertrou, jou probleme na hom toe te bring, as daar niks is nie, hom te vertrou. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Ja, die Bybel is vol van dit. Hebreërs 13, né? Juis as hy praat oor geld, dan sê hy, laat julle lewe vry wees van geldgierigheid, want hy het beloof. Hy het beloof. Ek sal jou nooit alleen laat nie. Ek sal jou ook nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons sê, God is vir my 'n helper. 'n Lewe van vertroue bring 'n vastigheid, 'n sekerheid in jou. En dit stel jou in staat om te kan gee, vrygewig te kan leef. En dis hoe ek dit ook gesien het in ons ouerhuis. Dit was aan die een kant vertroue wat gemaak het dat ons kan gee, dat ons genoeg het. Die Here het voorsien op allerlei maniere. My pa moes baie keer 2 werke doen, maar hy het 2 werke gehad. Die Here het voorsien, dis hoe hy dit gesien het. Vir God dankie gesê en het hard gewerk, maar alles kom van hom af. So, daarom kon ons gee. Maar terselfdertyd, wanneer ons gee, het dit hierdie vertroue in die Here versterk. En vriende, dis dan waar ek die reeks sal wil eindig. Paulus skryf, hy sê as hy praat oor ons gee, dan sê hy dat die mense, die mense wat vir wie die Korintiërs gee, die gemeente in Jerusalem, hy sê hulle sal op grond van die bewys wat deur hierdie diensbetoning geleef word, verheerlik hulle God oor julle gehoorsaamheid aan julle belydenis van die evangelie van Christus. Die grootste beweging op aarde, die koninkryk van God, die goeie nuus van Jesus se koningskap, het ek en jy nou die voorreg om deel te neem aan. En ek kom agter, baie keer wanneer mense ook hulle finansiële vennootskap begin uitleef, versterk dit hulle geloof, dat hulle deel is van die werk van die Here. En hulle begin met meer geloof bid. Bid vir die werk van die Here, bid vir die gemeente, bid vir die uitbreiding van die koninkryk, bid vir hulle omgewing, want hulle is nie nou meer net geïnteresseerd nie, they are invested. En dit is God se genade. Ek het gesien al hoe mense wat in hulle geloofslewe 'n besluit neem om finansiëel in vertroue baie keer te begin gee. En hulle, soos ons laasweek gepraat het, begin dit beplan en al begin hulle klein, hulle begin konsekwent 'n persentasie te gee. En hoe dit iets word wat juis hulle geloof groei, want nou is hulle nie meer toeskouers nie. Nou is hulle deelnemers. En natuurlik is dit nie net met finansies nie, dis vrygewig met alles. Wanneer mense hulle tyd begin belê, wanneer hulle gawes en talente begin belê, wanneer hulle lewens begin belê, is dit asof 'n nuwe dimensie oopgaan. Ja, ek is regtig deel en ek neem nou deel en ek begin bid vir dit, ek begin bid vir die werk van die Here, ek begin regtig my vennootskap van die Gees uitleef. En dis ons gebed vir mekaar, vir elke vennoot in ons Doxerdale Tuinroete familie. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, die vennootskap van God drie-enig, ons vrygewige God, seën jou met 'n lewe van sy genade, ook in jou finansies. 'n Lewe waar jy deelneem aan eerste sy koninkryk en sien hoe God nie net die een is wat jou deel gemaak het nie, maar hoe hy ook vir jou voorsien in jou behoeftes, maar ook voorsien sodat jy kan gee. Die Here seën jou in hierdie pad wat ons saam met hom loop, wanneer liefde werk
in ons finansies.